Klop en daar sal vir jou oopgemaak word. Rianda, Loudie en Waldo storm na die voordeur toe. Waldo roep na hulle mamma wat nog in die kombuis doenig is. Dis oupa en ouma, mamma, kom maak die deur vinnig oop. Mamma kom nader en sluit die deur oop. Dit was die langste dag in hierdie 3 kleingoed se lewens, sê mamma nadat sy gegroet het. Oupa en ouma kom binne en dan word Rianda, Loudie en Waldo met drukkies en soentjies gegroet. Almal babbel gelyk. Mamma hou haar hand in die lug. Stadig, julle laat oupa en ouma nou net eers sit. Ek's bang julle spring hulle onderste bo. Loudie kom staan voor ouma. Toe julle so klop, toe weet ek dit is my ouma en oupa. Ouma tel vir Loudie op haar skoot. Hierdie Loudie kind van ons het darm maar vreeslik gegroei. Waldo kom vinnig nader. Kyk oupa, ek het ook gegroei. Hy wys met sy hand op sy kop. Ek het 4 kersies op my verjaarsdagkoek doodgeblaas. Hy hou sy 4 vingertjies in die lug. Oupa knik met sy kop. Loudie sal vinnig moet verjaar, anders haal jy haar in. Loudie skud haar kop. O nee, oupa, ek is al 6 jaar oud. Sy wys ook met haar een hand se 5 vingertjies en die ander hand se duimpie. Ouma sien dat Rianda doodstil op 'n stoel sit. Oupa, kyk net hoe mooi en groot het ons Rianda kind geword. Rianda trek haar mondjie op 'n plooi. Ek is nou 9 jaar, ouma. As ek weer verjaar is ek 'n tiener. Al sê mamma 'n tiener begin eers by 13. Oupa en ouma lag lekker toe mamma vinnig antwoord. Ja, dan moet eers 10 na die getal kom. 10, 11 en 12 is nog my dogtertjie. 13 is 'n tiener. Oupa staan op en vat Waldo se hand. Kan julle 3 my gou help om die bagasie uit die motor te laai? Mamma lag. Nou kan ons dames gaan tee maak solank die motor afgelaai word. Sy en ouma stap na die kombuis toe. Hulle gesels so lekker in die kombuis dat hulle nie hoor hoe daar aan die voordeur geklop word nie. Mamma bly vir 'n oomblik stil. Is dit nie 'n klop aan die voordeur nie? Dit het seker op knip gegaan en nou kan hulle nie inkom nie. Sy stap om die deur oop te maak. Oupa lag. Ho, klop en daar sal vir jou oopgemaak word. Gelukkig hoef Jesus seker nie so lank aan 'n deur van ons harte te klop nie. Mamma lag ook. Partymal moet Jesus seker ook lank klop voordat daar antwoord is. Ouma kom ook nader en elkeen kry 'n geskenkie. Rianda en Loudie kry elkeen 'n rokkie en Waldo 'n hemp en broek. Dan haal sy die mooiste klein Bybeltjie uit 'n sakkie. Oupa's mos die opsigter van die gebou reg oor ons huis. Die Bybeltjie het daar agtergebly na 'n vergadering en hy kon nie uitvind wie sin dit is nie. Rianda kom dadelik nader om die Bybeltjie te bewonder, toe iemand weer aan die deur klop. Sy maak oop en is verras toe haar pappa daar staan. Waar is pappa se sleutel? Pappa groet vir oupa en ouma en lag dan lekker. Julle het die veiligheidsknip opgesit, toe kon ek nie my sleutel inkry nie. Loudie kom staan met 'n ernstige gesiggie by haar pappa. Bid en daar sal vir jou oopgemaak word. Almal lag en mamma verduidelik. Oupa en die klein goed was ook uitgesluit toe sê oupa die gedeelte uit die Bybel. Klop en daar sal vir jou oopgemaak word. Rianda vat die Bybeltjie na haar mamma toe. Waar staan dit, mamma? Mamma loer benoud na oupa toe. Ag, help asseblief, oupa. Oupa lag en sê dan. Matteus 7 vers 7. Lees sommer tot by vers 14. Dan kan my pragtige kleinkinders sommer hoor hoe kosbaar die Bybel vir ons is. Toe mamma gaan sit en die gedeelte opsoek, raak almal stil en luister. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun om 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle ook aan hulle doen. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Oupa, wil Waldo weet, met watter pad het julle gekom?
Ons ry altyd met die snelweg as ons vir julle gaan kuier. Dis lekker wyd. Groot mense lag lekker toe oupa antwoord, ons het ook met die aardse pad gery, my grootseun. Hierdie is die hemelse pad. Marizaan, praat hy met mamma, lees vir die kinders uit Openbaring 3 vers 20 tot 22. Mamma blaai tot by die laaste boek in die Bybeltjie. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Laudie kom staan voor oupa. Kyk oupa, ek het oor en die gemeente is die mense in die kerk. Oupa trek sy oë groot. Sjoe, maar ons Laudie is slim, ouma. Rianda skud haar kop. Laudie, hoor alweer net die laaste deel. Die oom by ons kleuterkerk het vir ons geleer dat dit Jesus is wat ons uitnooi om hom in ons hartjies in te nooi. Die maaltyd is nie regtig kos nie. Waldo lyk glad nie gelukkig nie. Ek is nou honger. Ouma tel vir Waldo op haar skoot. Ons sal vir hierdie pragtige groot seun van ons nou van die lekkerste kossies gaan gee. Oupa knik met sy kop. Dit is goed so, maar die woord leer ons om nie daaroor bekommerd te wees nie. Marizaan lees vir ons uit Lukas 12 vanaf vers 23 van die lelies van die veld. Mamma maak weer die Bybeltjie oop. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as klere. Kyk na die lelies, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle self Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle klein gelowiges. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie, maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Mamma maak die Bybeltjie toe en sit dit op die tafel neer. Nou kan ons gaan eet voordat Waldo omval van die honger. Waldo kom staan teen mamma. Ek wil nie 'n slang hê nie. Mamma lag en mamma troos. Toe maar, ek sal net jou gunsteling geregte vir jou gee. Toe hulle klaar geëet het, kyk oupa en ouma geheimsinnig na mekaar toe ouma sê. Oupa, gaan haal die verjaarsdagkoek en geskenke. Nou gaan ons partytjie hou. Papa stap saam met oupa om hom te help. Rianda, Laudie en Waldo kyk verras na ouma toe Rianda vra. Wie verjaar, ouma? Ouma lag. My pragtige kleinkinders. Ons kon nie op Waldo se verjaarsdag wees nie en ons weet nie of ons op jou en Laudie se verjaarsdag sal kan wees nie. En ek en oupa toe besluit dat ons julle al drie sommer hierdie naweek gaan laat verjaar. Laudie klap haar hande. Oh, dankie ouma, ek hou daarvan om te verjaar. Rianda, Laudie en Waldo gil van plesier toe oupa en pappa met die groot verjaarsdagkoek ingestap kom. Die koek is in 3 dele, waarop elkeen se naam met versiersuiker geskryf is. Op Rianda se naam is 10 kersies, op Laudie se 6 kersies en op Waldo se naam is 4 kersies. Pappa hou 'n sakkie na ouma toe uit. Sy haal 3 geskenke wat kleurvol toegedraai is daaruit. Rianda maak haar geskenk eers oop. Sy hardloop na ouma toe en gee haar 'n stywe druk en daarna vir oupa. Ek wou so graag my eie radio gehad het. Baie dankie ouma, dankie oupa. Laudie kry 'n klein klaviertjie. Sy gaan sit op die mat en begin dadelik daarop speel, voordat sy ook vir oupa en ouma dankie sê. Waldo staan met groot oogies na sy geskenk en kyk. Mamma kom nader. Maak oop liefie, dis joune. Sy help hom om die geskenkpapier af te haal. Toe hy die treinstelletjie met spoortjies sien, spring hy op en af van blydskap. Oh, dis 'n treintjie, mamma, kyk pappa, dis 'n treintjie. Pappa lag. Gaan sê eers vir oupa en ouma dankie, dan sal pappa dit vir jou in die sitkamer op die mat help bou. Waldo slaan sy armpies eers om oupa en dan om ouma. Dankie vir my treintjie. Ouma haal haar sakdoek uit en vee trane uit haar oë. Rianda sien dit en kom bekommerd nader. Het Waldo vir ouma seer gemaak? Ouma skud haar kop. Nee my kind,
Dit gee my net soveel vreugde om te sien hoe opreg julle die geskenke waardeer. Laudie kom staan by pappa. Kan ons nie maar vir Jesus ook nooi om na ons partytjie toe te kom nie, pappa? Sien nou, hy staan buite voor die deur en klop en ons hoor hom nie. Pappa druk haar teen hom vas. Ons het nie nodig om vir Jesus te nooi om saam partytjie te hou nie, my kind, want Jesus woon saam met ons in ons huis. Hy's altyd hier. Fluit, hierdie storie is uit. Maatjies, vra vir pappa of mamma om vir jou in jou eie Bybeltjie Openbaring 3 vers 20 tot 22 te lees. Kom ons vou ons handjies, dan bid ons saam. Jesus, help ons asseblief om te hoor wanneer U aan die deur van ons hartjies klop. Amen.